Geliefdes, ons jaarthema is ontwaak, ontwikkel en ontmoet. Ons teksgedeelte kom oudere gewoonte uit Efesiërs 5 vanaf vers 14. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Ons is besig hier met 'n tema wat ons sê ontwaak, ontwikkel en ontmoet. Ontwaak spreek oor bewuswording. Raak bewus. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie en ons gaan dit nog baie hierdie jaar vir mekaar sê, maar dit is so belangrik dat ons bewus sal raak van wie God is, van wie ek in Christus is, van wat die Here aan die kruis vir ons gedoen het, wat die Heilige Gees vandag vir ons doen. Is so belangrik dat ons bewus daarvan sal leef. Dit is die proses waardeur ons gaan. Ons raak eers bewus, dan ontwikkel ons in daardie bewustheid. Dit is die groei en ontwikkeling in my geloof. En dan bring dit my by die ontmoeting wat gaan oor ervaring of om van die Here te ontvang. En of dit gebed is, en of dit redding is, en of dit doping is met die Heilige Gees, dit maak nie saak nie. Hierdie, ek wil amper sê patroon, hierdie stappe, het die Here vir ons in sy woord gegee, dat ons moet eers ontwaak tot 'n waarheid, dan moet ons ontwikkel en groei in daardie waarheid, voordat ons dit kan ontvang, of voordat ons deel van ons kan raak. So het ons gepraat oor ontwaak en raak bewus van wie Jesus is. Dis so ongelooflik belangrik. Mense, Christendom gaan oor Jesus Christus. Het gaan nie oor my nie, het gaan nie oor jou nie, het gaan oor Jesus Christus. En as ek wil groei in my verhouding met Jesus Christus, moet ek ontwaak tot wie hy is. Met ander woorde, ek moet bewus raak van wie die woord van die Here sê hy is, voordat ek my geloof daarin kon ontwikkel en ek dit kan beleef. Net omdat Jesus herder is, beteken dit nie ek gaan dit beleef nie. Net omdat Jesus geneesheer is, beteken nie ek gaan dit outomaties beleef nie. Nee, ek moet ontwaak tot daardie waarheid, ek moet ontwikkel in daardie area, en dan word dit my deel en my ervaring. Maar vanoggend wil ek net half tussen alles inkom, en met u praat oor die sleutels tot ontwikkeling. Onthou, ons praat oor ontwaak, raak bewus, ontwikkel en dan ontmoet. En het ek het ervaar, ons moet vanoggend, ons is nou al, kan nie glo, amper 2 maande weer in die nuwe jaar, ons moet net vir 'n oomblik gaan kyk hoe ek ontwikkel, wat ek moet doen om te kan ontwikkel in daardie area. Kom ons sê, laasweek het ons nou gepraat oor Immanuel, God met ons. Dit is, ons het ontwaak tot daardie waarheid, van wat die woord rondom het sê, nou moet ek ontwikkel in daardie lering, waarvan ek bewus geraak het, ek moet groei daarin, sodat ek dit kan beleef. En wat is die sleutels tot ontwikkeling? En die eerste ding waar ons vanoggend gaan kyk is ontwikkel deur die woord. Nou ek weet in die amper 13 jaar wat ons hier is, het jy nog nooit gehoor dat ek sê die woord van die Here is belangrik nie. Ek weet ek het nog nooit gesê nie, maar vanoggend gaan ek vir jou sê die woord van die Here is belangrik. Die woord van die Here sê Jesus, hy sê my woorde is gees en lewe. Die woord van die Here is kos vir my gees wanneer ek honger is. Die woord van die Here is medisyne vir my liggaam wanneer ek siek is. Die woord van die Here is 'n lamp vir my voet wanneer ek rigting nodig het. Die woord van die Here gee my beloftes wat my deel maak of deel gee aan die goddelike natuur. Alle skrif, jy kan het gaan opsoek. Die woord van die Here is 'n tweesnydende swaard wat skeiding bring, wat so belangrik is in ons Christelike lewe, tussen siel en gees. Die woord van die Here bring hoop. Die woord van die Here in my vorm en reinig my. Die opdragte in die woord gee my wysheid. Is dit nodig dat ek aangaan? In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die einde sal die woord nog steeds bestaan, want die Bybel sê hemel en aarde sal vergaan, maar my woord bestaan tot in ewigheid. Geliefdes, dit is so belangrik dat ons die noodsaaklikheid
van die woord van die Here sal besef, sal verstaan en sal glo. Dat ons uit hierdie ontwaking sal ontwikkel deur die woord van die Here, sy wapen. Onthou as ons kyk na die wapenrusting, is die woord van die Here die enigste wapen wat ons werklik in ons hand het. Daar's 'n skild en daar's al hierdie goed wat ons beskerm, maar die woord van die Here is ons wapen wat ons moet gebruik. En die Bybel sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. So ons moet vanoggend ontwikkel in die woord, of deur die woord moet ons ontwikkel. Psalm 119, ons gaan vanoggend baie kyk in hierdie Psalm, vers 105 lees ons die volgende: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Vers 107, ek is baie diep te neergedruk, ander woorde, ek is depressief. Here, maak my lewend na u woord. Psalm 119 vers 114, U is my skuilplek en my skild, op u woord wag ek. Vers 133, maak my voetstappe vas in u woord. Laat geen ongeregtigheid oor my heers nie. Vers 140, u woord is deur en deur gelouter. U knegg het dit lief. Onderstreep dit. Dit is so belangrik dat ons as knegte van die Here, as kinders van die Here, die woord sal leer lief kry. Dit is so belangrik, en jy gaan net nou sien hoekom. Vers 147, voor die môreskemering roep ek u om hulp, op u woord wag ek. Vers 148, my oë is die nagwake voor om u woord te oordink. Vers 160, die hele inhoud van u woord is waarheid. En die regverdige veroordelinge is tot in ewigheid. Net 'n paar verse dat ons net kan verstaan hoe God die woord sien. Dit is baie belangrik dat ek en u, wanneer dit kom by die ontwikkeling van 'n onderwerp of 'n karaktereienskap van die Here, dat ons net bewus sal raak dat ek moet die Here se perspektief, die manier hoe hy dit sien, moet ek leer. Nie soos mense leer nie, maar hoe die Here dit sê. Nou, die eerste ding wat ek moet doen vanoggend is, lees die woord. Ek weet dit klink baie elementêr. Pastoor, maar ek lees die woord, maar lees jy regtig die woord? In Josua hoofstuk 1 vers 7. Hy sê, wees dit baie sterk en vol moed om wat te doen, om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses, my knegg, jou beveel het. Dit is die eerste 5 boeke van die Bybel. Wyk daarvan nie links of regs af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy heen gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan gaan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Hoekom? Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg kan handel. Dit is so duidelik in hierdie gedeelte, dat die Here vir Josua, nou onthou net vir 'n oomblik, kom ons gaan net vir 'n oomblik terug. Moses het die volk Israel vir 40 jaar gelei in die woestyn. Hy kom aan die einde van sy lewe, die beloofde land lê voor. Josua vat leierskap oor by Moses en die Here sê, moenie vrees nie. Ek gaan jou nou instuur, daar gaan oorlog wees en daar gaan mense julle probeer dood, maar moenie vrees nie. Jy kom in 'n vreemde land wat jy nie verstaan nie. Moenie vrees nie. Hoe kan ek dit doen, Here? Bewaar my woord. Bewaar my woord. Ek kom terug. Die Here sê my woord is gees. As ek die woord van die Here lees, die woord van die Here bevat God se gees. En wanneer ek sy woord inneem in my ontvang ek daardie gees wat op daardie woord rus en werk dit binne in my die resultate wat die Here wil hê dit moet wees. Spreuke 4 vers 20, my seun, luister wat ek sê, neig jou oor tot my woorde. Vers 21, laat hulle nie wyk uit jou oë nie. Dit is so belangrik om die woord van die Here te lees. Soms lees ons, maar ons lees ook nie. Soms gaan ons met ons oë deur die woord, maar ons fokus nie, ons lees nie met aandag nie. En dis wanneer ek die woord met aandag lees, ek sê altyd, ek is nie beïndruk as jy vir my sê, jy het 6 hoofstukke gelees vandag nie, ek wil weet, okay, wat het jy gelees? Jy kan liewer 1 versie lees, en dit werklik voor jou oë hou, en werklik dit deel van jou maak, as wat jy 'n hele hoofstuk lees, en dit beteken vir jou niks.
Hoekom moet ek hierdie net my oë laat wyk nie? Hy sê, want hulle is lewe vir die wat dit vind en genesing vir die liggaam. Die woord van die Here is gees en in daardie woord is die vermoë vanoggend om genesing te bring in my liggaam. As ek daardie woord ontvang waarby ons net nog gaan uitkom, dan begin daardie woord lewe in my en dryf dit die duisternis na buite. Want die woord van die Here sê, die ingang van sy woord gee lig, dit dryf die duisternis na buitekant. En Jesaja 34 vers 16, soek in die boek van die Here en lees. Soek in die boek van die Here en lees. Gaan soek die gedeeltes. Ons het gepraat, argumente daaroor, Immanuel, God met ons. En ek het vir jou klomp stukke gegee, klomp verse gegee om te gaan lees. Hy sê soek daar die verse en lees dit. Lees dit hardop as jy kan, want dan neem ons meer in. Openbaring 1 vers 3, salig is hy wat die woorde van die profesie lees. Ek dink jy kry die boodskap. Hoe belangrik dit is om vanoggend die woord van die Here te lees. Ja, ons luister hom ook, maar daar's iets daaraan om die woord van die Here voor jou oë te hê. Daar's twee ingange tot jou hart. Dis die een ingang is deur jou oë en die ander ingang is deur jou ore. Maar wanneer ek die woord van die Here sien, wanneer ek daarvoor kyk, gebeur daar iets, want die oë is die vensters van die siel. Daar gebeur iets in my siel wanneer ek na die woord van die Here kyk. Sommige van hierdie goed is nou besig oor die jare, ek meen as duisende jare later, begin die wetenskap nou opvang en sê ja, nee, as jy na sekere goed kyk, gebeur sekere goed in jou liggaam, maar die woord van die Here het dit vir ons lank al gesê in Jakobus, dat die woord van die Here ingang vind en 'n verskil maak en lig bring ensovoorts. So in die eerste plek moet ek die woord van die Here lees. Pastoor, is niks niets nie. Ek is nie vanoggend hier vir jou nuwe goed te lees nie. Ek is vanoggend hier om jou wakker te maak, om jou te ontwaak tot die werklikheid en die krag wat daar is in die woord van die Here en hoe belangrik dit vir my en jou is om te ontwikkel deur die woord van die Here te lees. Deur die tyd, pastoor, maar ek het nie tyd nie. Hoeveel tyd spandeer jy op Facebook? Hoeveel tyd spandeer jy op WhatsApp? Hoeveel tyd spandeer jy op Twitter en al daai? Hoeveel tyd spandeer jy aan social media? Pastoor, 5 minute. Jy het 5 minute om te lees. Kom aan. Ek kry nie een amen nie. Kom aan, en jy het tyd om te lees. Ek sê weer eens, dit gaan nie vir my oor, pastoor, ek het vandag 7 boeke in die Bybel gelees. Nee, pastoor, ek het vandag 1 versie gelees. En die Here het tot my hart gespreek. Lees. Nommer 2, ontvang die woord. Hierdie is baie belangrik. Jy sal hoor aan die einde van die diens vra ek, het u die woord ontvang? Ek kan die woord ontvang of ek kan die woord verwerp. Ek kan die woord inneem of ek kan die woord keer. Dit is waar daai gelykenis inkom waar die Here sê, daar saad gesaai, party het op klippe geval en ander het op dorings geval ensovoorts. Ek het die vermoë, ek bepaal wat ek doen met die saad van God se woord. 1 Petrus 2 vers 1, lê dan die boosheid af en die bedrog en gefeinsheid en afguns en alle kwaadpratery en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat jy daardeur kan opgroei. As jy ten minste gesmaak het dat die Here goedertier is. Verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord. Wat doen 'n kind met melk? Hy neem dit in, hy ontvang dit. Hy ontvang dit en as daai kind nie daai melkies ontvang nie en hy bring dit uit, dan weet ons daar's fout met die kind. Dan hardloop ons na 'n dokter toe want die kind neem nie die voedsel in nie. Hy neem nie die melkies in nie. Kerk van die Here, hoeveel van ons bring ook die woord uit? En dan moet ons die dokter gaan sien. Want hoekom ontvang ek nie die woord nie? Wat maak 'n blokkasie sodat die woord van die Here nie 'n ingang kan vind in my hart nie? Is dit my tradisie? Is dit vooropgestelde idees? Is dit die media? Is dit vriende? Is dit waarom ook al ek uitkom? Wat veroorsaak dat ek nie die woord van die Here kan ontvang nie? Dat dit nie kan vrug dra in my nie. Here, help my om hierdie ding te kan sien sodat ek ontslae daarvan kan raak, dat ek die woord kan ontvang. As ek die woord van die Here gelees het, dan moet ek op 'n vandag sê, Here, dankie vir die woord, ek ontvang u woord. As ons klaar is met die diens, moet ek sê, Here, dankie vir hierdie woord vanoggend. Ek verstaan die helfte nie van wat hy gesê het nie, maar die bietjie wat ek verstaan, Here, ontvang ek in my hart. Dit is so belangrik om daai woord te ontvang, jou eie te maak, deel van jou te maak. Psalm 119 vers 11 sê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sou sondig. Ek het u woord in my hart gebere. Ek kan niks bære as ek dit nie in my hand het nie. Ek kan net nie my hand kry as ek dit nie ontvang nie.
Ek moet die woord van die Here in my hart bære. Ek moet dit ontvang. Of ek dit verstaan of nie, ons is so gestel daarop. So party, ek verstaan nie altyd die woord nie. Die Bybel sê nêrens ons moet die woord verstaan nie. Hy sê ons moet dit glo. Hy sê ons moet dit ontvang. So vanoggend is belangrik dat ek die woord van die Here sal ontvang. Die Here sal met tyd. Jy weet as ek praat oor hierdie onderwerp, dan baie mense se reaksie, maar pastoor, ek ken die woord. Ek lees die woord. Weet jy wat ek agtergekom? Dis dalk net ek. Maar hoe langer ek die Here dien en hoe meer ek sy woord lees, hoe minder verstaan ek. Want die woord van die Here is so ryk en so gees, dat ons het nooit in ons vleeslike liggame, met ons menslike verstand, sal ons dit nooit ten volle kan begryp nie. So begin maar weer om die Bybel te lees. Daar's nog baie wat jy nie weet en wat jy nog nie gesien het nie. Psalm 119 vers 111, hy sê, ek het u getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang, want hulle is die vreugde van my hart. Ek het die getuienisse, u woord het ek ontvang as 'n erfdeel ontvang, en ek bewaar dit in my hart. Dis my vreugde, dis my blydskap, die woord van die Here. So vanoggend is so belangrik, eerste plek dat ek die woord sal lees, maar wanneer ek die woord lees, dat ek dit sal ontvang, dat ek dit my eie sal maak, dat ek sal sê, ja Here, yes Lord, ons het dit net ook gesing, ja Here, ek ontvang die woord in my hart. Dra vrug, dat hierdie woord vrug dra in my hart, dat hierdie woord gees wees in my hart, dat dit vanoggend doen wat dit moet doen hier binne in my. Ek ontvang die woord. Partykeer hou ons nie van die woord nie, dan weerstaan ons die woord. Ons wil dit nie ontvang nie, want ons wil nie hê dit moet die waarheid wees nie. En dan weerstaan ons die woord. Maar die Bybel sê ontvang die woord. Is jy nog met my? Ons praat om hoe om te ontwikkel as ek daardie ontwaak het tot 'n sekere onderwerp. Eerstens lees die woord, tweedens ontvang die woord. Derdens, en hier is so ongelooflik verskriklik baie belangrik, oordink die woord. Dis so belangrik. Oordink die woord. Psalm 119 vers 47 sê, en ek wil my verlustig in die gebooie wat ek liefhet, en my hande ophef na die gebooie wat ek liefhet, en die insettinge oordink. Ek wil die insettinge oordink. Gedenk die woord aan u knegg, omdat u my laat hoop het. Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak. Vermeteles het baie my gespot, van u wet het ek nie afgewyk nie. Ek het gedink, o Here, aan die oordeele van ouds het ek my getroos. Here, die nag het ek gedink aan die naam, en ek het u wet onderhou. In die nag het ek aan die gedink, Dit het my deel geword, omdat ek die gebooie of die bevele bewaar het. Die Here is my deel. Ek het gesê dat ek die woord sal bewaar. Nou, telkens in hierdie gedeelte sien ons dat die woord van die Here sê vir ons, soos in vers 48, hy sê, die oë is die nagwake voor om die woord, my oë is in die nagwake om u woord te oordink, om na te dink oor die woord van die Here is so belangrik. Dis daar waar openbaring kom. Ek lê party aande, as nou die lig afsit en so, en jy weet, ek sien van daai ouens wat dadelik in die slaap kan raak, so, dan lê ek, dan vat ek net 'n woord. Vra ek 'n woord. En weet jy wat interessant is? Wat ek agtergekom het is, wanneer jy daardie woord vat, of dit is geloof, geregtigheid, vrede, liefde, herder, wat ook al, vat dit 'n woord, wanneer jy begin nadink oor daardie woord, begin jy later om te bid oor daardie woord. Want nou vra ek vir Heilige Gees, wat beteken die woord? Wat het jy bedoel toe jy dit geskryf het in hierdie konteks? Wat het jy bedoel daarmee? En ewe skielik kom ek agter, maar ek is 'n gebed met die Here. Ek oordink nie net die woord van die Here nie, maar ek is 'n gesprek met die Here oor die woord. En dit is so belangrik, want is daar waar die Here dan kom en jou hart verlig sodat jy kan verstaan. Nou het jy nie net ontwaak nie, maar nou groei jy in dit sodat jy dit kan beleef. Maar om die woord te oordink is so ongelooflik belangrik. Psalm 119 vers 15 sê, ek wil u bevele oordink en op u paaie let. Ek wil u bevele oordink. Nou ons het gesê die woord van die Here bestaan uit opdragte, beloftes en waarskuwings.
Nou ek en jy moet let op dit, of dit 'n waarskuwing is, of dit 'n belofte is, of dit 'n regwysing is, of dit 'n opdrag. Ek en jy moet let. Ons moet daaroor dink. Hoekom sal die Here dit sê? Hoekom sal hy hierdie opdrag gee? Here, wat beteken dit? En ek oordink daardie woord. Die Bybel sê dag en nag. Hy sê ek wil hier bevele oordink. Al sit vorste en beraadslag teen my, u knegg oordink u insettinge in vers 23. U knegg oordink u insettinge. Die woord van die Here, die insettinge van die Here, die beloftes van die Here. Laat my die weg van u bevele verstaan, dat ek u wonders kan oordink. Die wonders waarvan die Bybel skryf, dit wat Jesus gedoen het, dit wat ons in die Ou Testament sien, die wonders van die Here gedoen het, oordink dit. Jy weet, baie keer as ek oor 'n sekere onderwerp praat, dan besef ek net, ek dink nie, ons dink altyd daaroor nie. Ons het gisterand The Chosen gekyk, en as mens, ek weet dit is net 'n voorstelling, maar mens dink nie altyd, gisterand se episode wat ons spesifiek gekyk het, is waar Jesus hulle 2-2 uitstuur. En jy weet, jy lees die Bybel en jy lees, die Here het hulle 2-2 uitgestuur, en dan sien ek dit, daar gaan 2-2 uit. Maar in die storie nou, wys hulle hoe bang hulle was, hoe onseker hulle was, hoe hulle moes reëlings tref by die huis. Ek meen, is alles logies en goed, maar ons dink nie altyd daaraan nie. En baie keer moet ons net dink oor die wonders van die Here. Ons net dink, wat het die Here werklik gedoen om dit te laat gebeur? En dan besef mens die grootheid van God, en die almag van God, en die genade van die Here. Mens besef net al hierdie wonderwerke wat die Here doen. Koos vertel vir my vroeër vanoggend van 'n vroutjie wat hy ken, wat se gasstoof, sy het by hom gestaan, toe ontplof haar gasstoof. Nou, u weet, as 'n gasstoof ontplof, daar's niks van jou ook oor nie. Sy het net 'n paar klein brandmerkies, maar sy's fine. Ek wil dink oor sulke wonderwerke van die Here. Ek wil daaroor nadink, ek wil daaroor pyns, oor die grootheid van my God, en wat die Here doen. En ek wil sien die laar van engele, wat rondom haar gestaan het daardie oomblik, en gekeer het, sodat sy nie haar lewe verloor het nie, want dis die God wat ek dien. In Lukas hoofstuk 2 vers 19, maar Maria het al die woorde bewaar, en in haar hart oordink. En in haar hart oordink. Ek weet, ek praat baie vinnig. Ek het al gedink, ek gaan myself probeer op double speed sit, maar agteruit. Want ek so 'n bietjie stadiger kan praat, sodat u die geleentheid kan kry om die woord wat ek spreek te kan oordink. As met die woord oordink, as ek hier uitgaan, dis hoekom ek altyd vir u sê, gaan agtertoe, gaan praat met iemand iets oor wat jy gehoor het vanoggend. Hoekom? Want dit gee jou geleentheid om die woord te oordink, voordat jy weer buitekant in die redreis daar buitekant kom, as jy net die woord wat jy gehoor het, oordink. Psalm 63 vers 7, as ek aan u dink op my bed in die nagwake oor u pyns. Ons pyns oor rekeninge wat betaal moet word. Ons pyns oor probleme by die werk en probleme in die familie. Ons gebruik 'n ander woord. Ons gebruik die woord worry. Dis pyns. So ons pyns oor alles, maar die woord van die Here sê ons moet pyns oor sy woord en oor wie hy is. En ons nagwake moet ons daaroor nadink. Daar gebeur net iets in die nag as jy dink oor die woord van die Here. Weet jy ook ervaring? Daar gebeur net iets in jou hart wanneer jy die nagwake aan die woord van die Here dink, as jy daai woord oordink. Josua hoofstuk 1 vers 8. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitwyk nie, maar bepeins dit dag en nag. Hierdie wetboek, eerste 5 boeke van die Bybel. Hierdie woord mag nie uit jou mond uitwyk nie, maar bepeins dit, oordink dit dag en nag. En baie keer is dit nodig om net met iemand te praat oor wat jy gelees het in die Bybel. Baie keer is dit nodig om net iets wat jy ervaar het met iemand te deel, want dit help jou om te dink aan wat die woord van die Here sê. En wanneer ek dit oordink het en ek dit ontvang het, dan moet ek dit verklaar. Belangrik, dis hoe ek ontwikkel. Ek moet dit verklaar. Weereens Psalm 119 vers 43, onttrek die woord van die waarheid nie geheel aan my mond nie, want op u verordeninge wag ek. Dan wil ek
U wet altyd hier onderhou vir ewig en altyd en in die ruimte wandel, want ek soek U bevele. Ook wil ek voor konings van die getuienisse spreek. Ek wil voor konings van die getuienisse spreek, voor konings van die getuienisse spreek en my nie daaroor skaam nie. Ek wil dit verklaar. Ek wil van mense daarvan sê. Ek wil die woord van die Here uitdra. Ek wil dit wat ek ervaar het, wil ek met iemand deel daar buitekant. Dit is so belangrik om 'n stem te gee aan dit wat die Here jou sy woord wys. Om vir iemand dit te sê, weet jy, ek het vandag dit gelees. Stuur 'n WhatsApp as dit moet, maar gee net 'n stem aan daardie ervaring wat jy saam met die Here gehad het. Psalm 119 vers 12. Lofwaardig is U, o Here, leer my U insettinge. Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van my mond. Ek het met my lippe vertel die verordeninge van U mond, van U mond, van U mond. Met ander woorde, die woord van die Here. Ek het dit met my lippe vertel vir mense. Kerk van die Here, die wêreld kort hoop. En ek het net volgende daai hoop net so halwe duim onder ons neus, op ons lippe. 1 Korintiërs 4 vers 13. Hy sê, en omdat ons dieselfde gees van geloof het, soos geskrywe is, ons het geglo, daarom het ons gespreek, glo ons ook, daarom spreek ons ook. So belangrik om die woord van die Here op jou lippe te neem. Nou net so terloops, ek weet daar is in sommige gemeentes is daar die gebruik dat as die woord van die Here gelees word, dan staan die gemeente. En toe ek daaroor dink, toe dink ek, maar dan gaan my gemeente die hele tyd staan. So, sit maar liewers. Nou my laaste punt vanoggend, en dit is nogal iets wat mens nie altyd aan dink nie. Sing die woord. Sing die woord. Psalm 119 vers 53. Hy sê, 'n toorngloed het my aangegryp vanweë die goddelose wat die wet verlaat. Die insettinge was gesange vir my in die huis van my vreemdelingskap. U insetting, u woord was gesange vir my in die huis van die Here. 1 Korintiërs hoofstuk 16 vers 9. Sing psalms, sing tot sy eer, spreek van al sy wonders. Nou kom ek volgens ek weet almal het nie die beste stem en jy voel dalk vanoggend jy's vals. Jesus hoor nie vals nie. Jesus hoor jou hart wat agter dit is. En dit is ook baie interessant om daarop te let dat die Jode vandag nog, wanneer hulle die woord verklaar, doen hulle dit deur dit te sing. Hulle het ook 'n rympietjies wat hulle doen deur dit te sing, want jy onthou iets baie makliker wanneer jy dit sing. Dan 1 Korintiërs 16 vers 23, sing tot eer van die Here o ganse aarde, verkondig sy heil van dag tot dag. Deur die woord van die Here te sing, deur te verklaar ek die woord van die Here oor die ganse mensdom. Nou ek wil vanoggend net vinnig, gaan 'n paar sekondes neem, gaan ek vir julle 'n voorbeeld speel van wat dit beteken om die woord van die Here in sang te verklaar. Luister baie mooi na die woorde en kyk of jy kan opmerk hoeveel psalms word aangehaal in hierdie volgende liedjie. Maak jou oë toe, gou, maak jou oë almal toe. Ek gaan niks vat nie. Maak jou oë gou toe en dan luister jy gou na hierdie liedjie asseblief, Robert. Heavens tremble at the sound of your name. Mountains bow down before your throne. The earth is filled with the power of your glory, and darkness flees when you arise. You clothe yourself with fire and light, your voice like thunder in the storm. Who can stand against the arm of the Almighty? For you, O Lord, are the King of war.
shall ever prosper, for his truth is my shield and light. I will not fear the shadow or the arrow, for the Lord commands his angels near. The Lord of hosts goes before me, and his victory is written here. Elke gedeelte van hierdie liedjie kom uit 'n Psalm of uit die Ou Testament of dan uit die Nuwe Testament uit, maar dit kom uit die woord van die Here uit net so aangehaal. En wanneer u dan so 'n tipe liedjie vat en jy luister daarna en jy begin die woorde te ken, eerstens ken jy dan daardie klomp skrifte, maar wat ek agterkom spesifiek met die liedjie is, ek loop dit en sing en ewe skielik begin ek dink aan dit wat die liedjie sê. Ek begin nadink oor daai woorde wat gespreek word en ewe skielik gebeur daar iets in my hart. So daar lê geweldig krag daarin en daar is ander pragtige liedjies wat net so uit die woord van die Here uitkom, wat jy kan gaan luister, wat ek deel van die lewe kan maak en sodoende ook die skrif inneem. Maar dit is belangrik vanoggend om te besef dat ek moet die woord lees en ek moet die woord ontvang, ek moet die woord oordink, ek moet die woord verklaar en dan om myself te help, kan ek ook die woord sing. So mag die Here ons help, mag hy werklik deur sy genade elkeen van ons help, om te ontwikkel deur die woord, deur tyd te spandeer in die woord van die Here, dit te lees met ander oë, dit te hoor met ander ore, dit te ontvang met 'n ontvanklike gees, sodat ons kan groei in ons verhouding met die Here. Amen en amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir oggend vir u woord. Here, maak ons harte tog ontvanklik om te verstaan en te besef, Here, hoe belangrik die woord vir u is, sodat ons daardeur kan opgroei in u. Ons eer u vanoggend vir hierdie woord in Jesus naam. Amen en amen. Het jy die woord ontvang vanoggend?